Goeiedag en weer eens welkom hier saam met ons by Alberton Lewensentrum en ook aan ons kykers. Baie welkom en het is goed dat jy ingeskakel het op die woord, ons eredienstyd saam. Nou ons begin vandag 'n nuwe reeks, 'n reeks oor verdiep jou verhouding met Jesus. Daar is vlakke hoe jy kan groei in jou verhouding met Jesus. Voordat ons daarna gaan kyk, kom ons staan op en kom ons maak saam sy naam groot. Kom ons sing saam. My hande Heer, ek kom na U, ek loof U naam, en buig voor U, want U is Heer, die koning van my hart. Ek wil voor U almag buig, met my hele hart getuig van die groot ontferming, genade vir 'n sterfling. Ja, daar is geen einde aan die liefde nie. Ja, daar is geen einde aan die liefde nie. Hierdie nuwe reeks wat ons begin, verdiep jou verhouding met Jesus, is iets wat regtig na in my hart lê. Ek het net in my eie lewe agtergekom dat daar vind 'n verdieping plaas in my verhouding met Jesus. Daar was 'n beginfase waar ek net, kom ons sê, hom geken het, as die een wat gesterf het vir my, die God van wie almal praat, die God van die kinderbybel en die kinderkerk of iets soos dit. En hoe meer ek betrokke geraak het en hom leer ken het, gelees en gebid het daar 'n verdieping plaasgevind. Nou ek het 'n rukkie terug het ek gaan skryf daaroor en ek het iets so 7 of 8 stappe van verdieping gekry en nou daaraan gewerk ensovoorts. Maar ek wil dit so eenvoudig as moontlik aan u oordra, aan jou oordra vandag. Eenvoudig in die sin van net sê, daar is 4 vlakke van verdieping. Dit begin by Jesus as jou redder. Hy het vir jou gesterf aan die kruis, hy het die prys vir jou betaal. Dan Jesus as jou leermeester, so hy doen bietjie meer as net vir jou gesterf aan die kruis, hy leer jou ook nou. Dan iets van Jesus as jou Here, jou God. Die een wat jy moet gehoorsaam, die een wat jy moet volg. En dan die laaste vlak, verdiep in 'n verhouding in van Jesus as jou vriend, Jesus as jou geliefde. Nou, ek sal elke week so bietjie meer daaroor praat, maar net, kry dit in jou gedagtes, dat 'n mens kan verdiep in jou verhouding met Jesus. Jou verhouding met Jesus hoef nie te stagneer nie. Met ander woorde, die God wat jy 20 jaar terug leer ken het, of die Jesus wat jy leer ken het in die kinderkerk, toe jy daar was, en is 50 jaar terug, of wat ook al, ek hoop nie dis dieselfde Jesus nie. Ek hoop hy het verdiep. Ek hoop jy ken hom op 'n ander vlak, en ek hoop jy kommunikeer met hom al beter, en ek hoop jy verstaan hom beter. Dis waaroor dit gaan. Nou kom ons begin by die heel eerste vlak. Jesus as redder. Dis die heel belangrikste vlak. Dis die vlak waar jy Jesus leer ken as die een wat vir jou gesterf het aan die kruis. Kom ek sê ook vir jou, dis die mees bekendste vlak, die mees gewildste vlak, en dis ook die vlak waarin die meeste mense alreeds deel is. Die een wat sê, Jesus het gesterf aan die kruis vir jou en my sonde. En wanneer ek hom sien, dit vir my doen, wanneer ek dit snap, wanneer ek daai dag besef, ek is op pad hel toe, en ek gaan brand, en my lewe is 'n gemors, en 'n gejaag na wind, en Jesus het vir my sonde gesterf, en Jesus word my redder. Dis seker die mees fantastiese dag in enige mens se lewe. Die dag wanneer jy Jesus aanneem as redder en verlosser van jou lewe. Wat daai dag beteken is, jy kry vergifnis.
En laasweek het ons gepraat oor hoe belangrik is dit om vergifnis te kry. Maar dis wat gebeur as jy Jesus aanneem as jou redder. Jy red jouself nie, hy red jou van die hel. En hy vat jou hemel toe, na God die Vader toe, en jy begin met hierdie verhouding. Dis die mees fantastiese belewenis en dag in jou lewe. Ek is vergewe. Ek is sy kind. Jesus het vir my gesterf. My sonde is weg. Maar nou wil ek dadelik hierby sê, baie mense hak vas hier. Dis al waar het bly. Jesus bly vir altyd hulle redder. En dis al. Hy groei nie in hulle lewens na meer as net redder toe nie. Met ander woorde, hulle wil net vat wat Jesus vir hulle kan gee, maar hulle wil nie by hom leer nie. Hulle wil nie na hom luister nie. Hulle wil hom nie gehoorsaam nie. Hulle wil hom nie dien nie. Hulle wil nie voor hom aanbid nie. Hulle wil nie hulle lewens voor hom neerlê nie. Al wat hulle wil hê is, dankie, u het gesterf vir my aan die kruis, en u het my sonde weggevat, en nou is ek vergewe, en nou gaan ek hemel toe, maar ek doen wat ek wil. En ek leef hoe ek wil, en ek geniet net wat Jesus vir my gedoen het. Daar moet verdieping wees in jou lewe. Nou ek wil hierdie woorde vir jou gebruik om dit te probeer illustreer. Is Jesus vir jou net 'n redder, of het hy vir jou meer geword? En die woorde wat ek wil gebruik is iets van, is jy 'n aanhanger van Jesus, of is jy 'n volgeling van Jesus? Daar's 'n groot verskil. In Engels is die woorde iets van, is jy 'n fan van hom, of is jy 'n follower van hom? Groot verskil. Kom ek gee vir jou 'n storie uit die Bybel uit wat die verskil baie mooi illustreer. In Johannes 6 kry ons die verhaal van waar Jesus laatmiddag op 'n ver afgeleë plek vir so 5000 plus mense preek. Dis 'n klomp aanhangers. Dis 'n klomp mense wat wil sien, hoe doen hy wonderwerke, en wat's volgende, en hoe groot is hy, en hoe kan hy my lewe beter maak? Hulle wil hom sien as redder, verlosser, die een wat vergewe, die een wat voorsien. En Jesus doen dit toe. Jesus vermeerder die broodjies. Ek dink ons almal ken die storie waar hulle na hom toe gebring het, die 5 broodjies en die 2 vissies, en hy dit gebreek het en gedank het en hulle dit uitgedeel het en 12 mandjies het oorgebly en dit was 'n wonderlike belewenis. Kom ek gee hom vir jou in vandag se taal. Gratis aandete. Is dit nie 'n goeie God nie? Ek bedoel, dis 'n opsie wat ons almal sal oorweeg. Ons kerk bied aan donderdag aand gratis aandete. Almal wat kom, gratis aandete. Kerke sal vol sit, vol aanhangers, vol mense wat wil kom hoor en sien en eet. Nou ons het dit al hier by ons gemeente gedoen, dan kry ons een of ander kunstenaar wat baie bekend is in die land op die oomblik, dan hou ons 'n gratis vertoning. Hier is nie sitplek of parkering nie. Dit loop oor tot in die saal, die parkering is chaos, die munisipaliteit almal daag hier op, is chaos, want is 'n gratis vertoning. Nou daai mense het hulle volgende Sondag teruggekom, het hulle deel geword van ons kern, het hulle deel geword van die mense wat geld gee om die TV-bediening, of om sending, of om welsyn, of iets in staat. Nee, hulle is net 'n klomp aanhangers. En dis wat hier presies gebeur het. Jesus gee vir hulle kos, en hy het skielik 5000 aanhangers plus. Nou die storie gaan aan, Jesus gaan bid deur die nag, hy loop op die water deur die nag, hy's in 'n ander dorpie die volgende oggend, en die volgende oggend soek die mense hom, en dan loop hulle om die see van Galilea en soek hom, en dan kry hulle hom. En dan hierdie woorde kom daar uit van, Jesus sê vir hulle, julle soek my nie, omdat julle my liefhet, of omdat julle my dien, of omdat julle my wil volg nie, julle soek my vir gratis ontbyt nou. Ek bedoel, wie wil nie gratis ontbyt ook hê nadat ek gratis aandete gekry het nie? Ek bedoel, wat kan Jesus nog vir my gee? Hy het vir my verlossing gegee, hy het my sondes vergewe, hy kan genees, hy kan 'n klomp wonderlike goed doen. Ek soek hom as redder. Ek word 'n aanhanger van hom. Kom ek lees vir jou wat het hier gebeur. Johannes 6 vers 34. Hulle het toe vir hom gesê, meneer, gee altyd vir ons hierdie brood. Jesus sê vir hulle, ek is die brood wat lewe gee. Wie na my toe kom, sal nooit weer honger word nie. En wie op my vertrou, sal nooit weer dors kry nie. Jesus kom en sê, hey, kerels, moet my nie net aanhang nie,
eet my. Bou 'n verhouding met my. Ek is eintlik die brood waarna jy soek. Jy moet nie net op soek wees na redder en verlosser, gratis aandete, gratis ontbyt nie. Ek is die brood. Jy moet eintlik my wil eet. Jy moet 'n verhouding met my hê. Jy moet nie net 'n aanhanger wees nie, jy moet 'n volgeling wees. Nou, wat dink jy, wat was die mense se reaksie hierop? Hoor wat gebeur, Johannes 6:41. Die Jode het gemor, omdat Jesus gesê het, ek is die brood wat uit die hemel gekom het. Hulle het gesê, is hierdie man nie Jesus, die seun van Josef nie? Ken ons nie sy pa en sy ma nie? Hoe kan hy nou beweer dat hy vanuit die hemel afgekom het? Jy sien, hier kom 'n groot skeiding. Wie is Jesus vir jou? Net die redder? Net die verlosser? Die een wat vir jou gesterf het en jou sonde weggevat het? Of is hy die een wat die gesag het, wat uit die hemel uitgekom het, die seun van God, na wie jy moet luister, wie jy moet ken, wie jy moet opeet, wie moet deel van jou lewe wees, oggend, middag en aand, wie jy moet volg met jou hele lewe? Wie is Jesus vir jou? Net die redder? Of die een wat jy gaan volg? Jy sien die storie, wat het hier toe gebeur, is 'n klomp van hierdie mense toe begin wegloop. En hulle het sê, dit is te wreed. Hoe kan hierdie man sê, ons moet hom eet en hom drink, en hoe kan hierdie man sê, hy is die brood van die lewe? Hey, waar is die gratis ontbyt, man? Gisteraand was lekker, gratis aandete. En dis hoe baie kerke vandag is, dis hoe baie Christene vandag is. Hulle soek net die lekker van Jesus, maar hulle wil nie verdiep in die verhouding nie. Hulle wil hom nie eet en drink nie. Hoor wat sê Jesus hier aan die einde, Johannes 6:54, hy sê, wie my liggaam eet, en my bloed drink, besit die ewige lewe. En ek sal hom op die laaste dag opwek. My liggaam is egte voedsel en my bloed is egte drank. Wie my liggaam eet en my bloed drink, beleef 'n innige verhouding met my en ek met hom. Het jy 'n verhouding met Jesus of gebruik jy hom net? Dis wat Jesus sê. Is ek die redder in jou lewe? Dit is baie belangrik. Die verhouding moet daar begin. Dis die verlore seun wat huis toe kom. Wat die pa kry wat met sy arms oop staan en sê, kom huis toe. Al kom jy met selfsug huis toe. Al kom jy huis toe omdat jy gesien het om tussen die varke te bly, is nie so lekker nie. Dis waar my huis toe gegaan het. Maar jy moet terugkom na die redder toe. Jy moet Jesus aanneem as redder, verlosser en saligmaker. Maar dit moet ook nie net daar bly nie. Jy sien baie van hierdie volgelinge, of kom ons sê baie van hierdie aanhangers het toe pad gegee. En hulle het gemor en weggeloop en gesê, ons kan nie hom eet nie, ons kan nie hom drink nie, hoe werk hierdie storie? En toe sê Jesus hierdie woorde vir sy disippels, wil julle ook nou weggaan? En die disippels antwoord, waartoe sal ons gaan? Want u hou die woorde van lewe binne in u. Jy sien, wanneer Jesus gegroei het vir jou, wanneer jou verhouding met Jesus verdiep het, is hy meer as net 'n redder en 'n verlosser. Hy is meer as net die een wat gesterf het aan die kruis. Hy is meer as net die een wat jou dalk eendag gaan hemel toe vat. Hy is meer as maar net die God van die kinderkerk Bybel, die mannetjie met die skapies in sy hand en jy sê ek glo in Jesus. Wanneer jou verhouding met hom verdiep het, dan het jy hom begin eet. Dan het jy hom begin drink. En wat dit beteken is, jy verteer hom. Hy verteer jou. Dit beteken iets van, ek spandeer tyd saam met hom, ek hou stilte tyd, ek mis nie 'n kerkdiens nie, ek gaan kerk toe, ek wil groei, ek kom in 'n klein groep in, ek wil hoor wat sê ander Christene oor hom, ek lees boeke daaroor, ek verteer hom. Het jy al 'n saak verteer? 'n Nuwe projek by die werk, 'n nuwe stokperdjie, iets wat jy raak gelees het op die internet, en dan kry jy elke tydskrif daaroor, elke boek daaroor, en jy verteer dit, want dit is vir jou so interessant. Het jy al 'n sport gevolg, of het jou kind 'n sport gevolg, en jy het niks daarvan af geweet, tot jou kind daarin betrokke geraak het nie, wat doen jy? Jy verteer dit, nee. Jy lees dit, jy vind uit daaroor, jy vra daaroor, jy sit dit op jou Facebook profile, dat jy nog meer uitvind daaroor, en almal sê vir jou en stuur e-mails daaroor. Dis wat dit beteken om te verdiep in jou verhouding
met Jesus. Jy's nie net 'n aanhanger van hom wat gratis aandete en ontbyt soek, wat 'n gratis kaartjie hemel toe soek nie, wat vergifnis vir jou sonde soek nie. Jy's nie net 'n aanhanger van hom nie, jy word 'n volgeling van hom. En jy begin om hom te verteer. Jy begin die Bybel te lees en jy soek hom. Jy bid vir hom. Jy honger en dors na meer van hom. Jy is nie net tevrede met Sondagdienste nie. Jy is nie net tevrede met ek bid nou en dan en ek lees nou. Nee, jy soek hom. En jy begin om te eet. Nou, dis wat ons gaan doen in die volgende 2-3 weke. Ons gaan probeer om Jesus te verteer. Ons wil kyk wie is hy nog. Hy's nie net 'n redder en 'n verlosser nie. Hy's meer. En jou verhouding en my verhouding kan meer wees as net Jesus het vir my gesterf, Jesus het vir my verlossing gebring. Daar's meer in Jesus en ek en jy moet daarna soek. Kom ons luister na hierdie volgende lied aangaande Jesus. Ek wil vandag saam met mense bid wat eerstens wil sê, ek het Jesus nog nie aangeneem as my redder en verlosser nie. Dis waar dit moet begin, Jesus as redder. Maar ek wil ook saam met mense bid wat Jesus al aangeneem het as redder, maar wat nie verdiep het in hulle verhouding nie. Ek wil saam met jou ook bid. So kom ons bid nou saam. Hemelse Vader, baie dankie vir Jesus wat aarde toe gekom het, kom sterf het aan die kruis en vir die mensdom die redder geword het. Sodat ons nie hoef hel toe te gaan nie, te sterf van ons sonde nie. Jesus, ek bid nou vir mense wat wil sê, ek wil Jesus aanneem as my redder en my verlosser en sy genade ontvang. Maar ek wil ook saam met mense bid wat sê, ek het al Jesus aangeneem, maar ek het nog nooit gegroei nie. Ek het nog nooit verdiep in my verhouding nie. Ek het nog nooit begin om hom te eet en te verteer nie. Help ons, Here, in hierdie volgende paar weke om Jesus werklik te leer ken en 'n verhouding met hom te bou. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen.